Goeiemiddag en hartlik welkom by my heel eerste podcast. Dit is vir my so groot voorreg om my eerste gas aan julle voor te stel. Hy is 'n pastoor, hy is 'n personal trainer, hy is 'n man vir sy vrou en pa vir sy 3 seuns. Hy het 'n ongelooflike preekbediening, baie wysheid en 'n ongelooflike getuienis. Baie welkom by my, Ian Marie. Hi Niels, baie dankie, weer eens 'n voorreg en ons doen alles wat ons doen in die naam van die Here en vir die Here en vir sy koninkryk. Dit is nooit vir ons nie. En ek is maar net dankbaar dat ek vir die Here iets kan doen en terug kan gee. Hy het sy lewe vir ons gegee en nou is ons in syne. Ons gaan dit baie informeel hou. Ek en jy gesels elke dag by die werk, so dit help nou nie, ons raak nou formeel nie. Ons ken mekaar al so goed. Maar daar's 'n paar vrae wat ek ongelukkig moet vra. So, en ek weet jy gesels maklik. So kom ons begin by die begin. Vat my terug. Waar is jy gebore? Ek is in Goodwood gebore in die Kaap. En ek het begin as Kaapenaar, maar ek was baie klein gewees. En ons het toe van daar af my eerste denk wat ek het, of eerste keer waar ek iets kan dink, toe ek klein was seker maar my eerste plekkie waar ons gebly het, is in Stilfontein, dis daar naby Klerksdorp, en ek onthou, dit was my eerste gedagte, en my broer was daar op laerskool in graad 1 gewees, en ek dink, dit was seker so 2 jaar, het ons getrek Klerksdorp toe. Klerksdorp is letterlik om die hoek, as jy so ver kyk, sal jy vir Klerksdorp kan sien van Stilfontein af. Daar was ek in my eerste skool gewees, en dit was Klerksdorp Laerskool gewees, en ons het daar begin, en dis waar my skoolloopbaan begin het, en toe van daar af is ek deur getrek Carletonville toe, not good memories as far as I could say. So hoeveel kinders is julle? Ons 4, 3 seuns, 1 meisie, ek het 'n oudste broer, ek en my suster is die middel, en dan het ek 'n jonger broer. Ja. Hoe was jou kinderlewe? Niels, dis hoekom ek nou vir jou gesê het, nie goeie, of not good, of fond memories. Dit was 'n tawwe ene gewees. Vandat ek kan onthou, was dit 'n moeilike kinderlewe gewees. Baie vrees, baie onregverdigheid. Ek kan sê hoe dit begin het. Dit begin met my suster. As ek nou daaraan sit en dink, sy was die eerste dogter in ons familie, nie dat ons 'n amazing familie was nie, maar die eerste dogter in die Marie familie vir 100 jaar. So daar was baie fokus op haar gesit, my ooms en my ouma en almal was, wow, hier kom nou 'n dogtertjie, en my ma was nou nie baie gelukkig daaroor gewees, en jy weet, jare na al die insidente het ek baie daaroor gedink, maar ja, my ma was eintlik baie jaloers op my suster gewees, want daar was soveel fokus op haar gesit, en daai jaloesie van my ma, het veroorsaak dat sy my suster, sy het haar glad nie gelike nie, as ek dit so kan stel. Wat vir my baie, ek's nou ouer en ek dink terug en ek dink hoe 'n ma so jou eie kind nie kan like nie. En maar daaruit het ons as kinders, ons het gevoel my ma is nie lief vir ons nie. Ons het so groot geword in vrees. My ma het baie vinnig meer verloor. Sy het haar frustrasies op ons uitgehaal. Sy het ons glad nie getug nie. Sy het vir ons uit aggressie uitgeslaan, en dis asof sy vir ons wou seermaak. Ek het jare later verstaan hoekom, maar my ma se agtergrond is ene van, sy het seer gehad, sy was seer gemaak, en toe was ons maar nou net 'n teiken vir haar gewees om ons later raak van al haar seer. Ons kan ek sê in Engels, our memories was net, soos ek vroeër gesê het, vrees, en ons was bang, ons was onseker van onsself, van die lewe. Ons het nie verstaan wat liefde is nie,
Daar was geen vertroue in my ma gewees en in my pa ook. My pa was, hoe kan ek sê, in die Bybel kry jy 'n Jezebel en jy kry 'n Ahab, en as ons sou daai tyd terugvat in die Bybel, sou my ma en pa perfek ingepas het met Jezebel en koning Ahab uit die Bybel uit. Dit was presies soos wat dit daar was. My pa het, hy kon nie opstaan vir ons nie, hy het maar toegelaat die dinge wat gebeur het, en ek het later jare met hom gepraat, en hy het vir my gesê, hy was heeltyd weg werk, en hy het die hele huis oorgegee aan my ma, die finansies en die opvoeding van die kinders, die daily running van die huis, en hy sê toe hy terugkom, want hy het op die myne gewerk, die Koinas myne, diamantmyne, skofte gewerk, hy was weg voordat ons wakker geword, en terug by die huis, ons het al lank al geslaap, so my ma moes alles doen, en hy het letterlik of die beheer van die huis, hom as priester van die huis, hom as, as hoof van die huis, het hy letterlik oorgehandig aan my ma, en toe hy nou weer terug in normale lewe is, en ons aanbeweeg het, en hy kon daar wees, kon hy homself nie terug in daai posisie in kry nie, of hy het homself nie terug in daai posisie gesit, hy het net maar toegelaat dat my ma aanhou daarmee. Jy het genoem dat ek het 2 dinge gehoor. Die een ding, die jaloesie teenoor jou suster, en dan was daar nog 'n ding wat jy gesê het, jy het uitgevind wat dit was wat jou ma kwaad gemaak het. Wat was die ander ding? Kan jy daaroor praat? My ma het groot geword, haar pa is dood toe sy baie jonk is. Ek dink sy was 7 jaar oud. En soos ek kan verstaan, was sy baie lief vir haar pa, al was sy so jonk gewees. Haar ma, dis nou my ouma, het toe weer getrou, en die man waarmee sy getrou het, was alkoholist gewees. En sy was glad nie goed gehanteer. Ek glo hy het vir haar geslaan en op haar gevloek en geskel. En my ma het toe gesien hoe hy vir haar ma ook hanteer. En ek het nou op 'n dag, ek het maar ingeluister, ek was baie jonk gewees, en ek hoor my ma sê vir iemand, sy sê, ek sal nooit toelaat dat 'n man vir my so sal beheer nie. En ek besef toe later in my jare, dat my ma het daar knou weg, en sy het aanskou hoe 'n man vir 'n vrou hanteer, en lelik hanteer, en sy het toe besluit gemaak, sy sal nooit toelaat nie, sy sal beheer neem van haar lewe, dit maak nie saak wie sy trou nie, sy sal in beheer wees, en ek het eers later besef, maar dis seker waar dit ingekruip het, hierdie Jezebel gees, wat ingekruip het, so my ma se agtergrond is een van seer kry, en haar pa verloor, en haar ma wat, verneel was deur haar stiefpa. Dis daai, hoe kan ek sê, daai scenario, stiefpa dronk, en ma wat maar onder die duim vasgedruk word. So jy noem dat sy was reg teenoor jou suster, maar hoe was sy teenoor julle seuns? Kyk, dit was nou een van daai, en jy weet, jy hoor van die wit skaapie en die swart skaapie in die familie, hulle sê in Engels the favorite, en dit was my jongere broer gewees, hy was letterlik, en my ma het dit glad nie eens weggesteek nie, hy was die gunsteling in die familie gewees, as iets moes gebeur, al was hy die jongste, het dit vir hom eers gebeur, as ons iets wou gehad het as kinders, sou hy dit eers te kry, nie my oudste broer nie ek of my suster, maar hy sou dit eers te kry. Hy kon nou nie verstaan nie, hy was maar net, hoe kan ek sê, the lucky one, maar my ma, daai onregverdigheid was so duidelik in ons huis. Ons as kinders, die ander 3, ek, my broer en my suster, het soveel, ek wil nie sê haat, maar ons het soveel seer gehaat weens dit, en tot vandag toe, vir my, die effek daarvan in my lewe, en ek dank die Here daarvoor, is dat ek vandag so sterk voel oor regverdigheid, justice, en dis ons God, he's a just God, en he's all about justice, en om dinge reg te doen, en dit het nou deur my lewe gevoer, dat ek, I'm all about being just. Hoe was die verhouding tussen jou ma en jou pa? Soos ek vroeër gesê het, dit is 'n Jezebel verhouding.
kan ek sê hulle was lief vir mekaar. My pa is 'n baie sagte persoon en ek glo hy's baie lief vir my ma. En weet, nou dat ek weet wat ek weet, moet ek baie versigtig sê, weet, a Jezebel can love someone if they're getting things going their way. Maar ek kan nie waarlik sê dat my ma vir my pa lief is. As ek sou sê, wat as my pa nie meer vir my ma sal luister en doen wat hy sê, sal sy nog steeds vir hom lief wees? Dit weet ek nie, want die verhouding is so gevorm al, dat she's banking on him doing what she says and following her lead, en is dit die liefde? Of so, ek kan nie vir jou sê nie, maar dit lyk amper so, kom ek stel dit so, she's very good at pretending. Very good at om dinge te laat lyk asof dit mooi en beautiful Garden of Eden is, maar jy weet, ou tel amper in jou gees, tel jy op, dis nie altyd suiwer en eg nie. Het jy in 'n Christelike huis groot geword? As ek nou, as jy dit Christelik noem, ja, ons het kerk toe gegaan, my ouers het kerk toe gegaan, ons is in die Methodiste kerk gewees, die Engelse kerk, hulle het die oggenddienste bygewoon, ons was in die sonnaskool gewees, picture perfect family op die buitekant. So ja, as ons dit so kan noem, 'n Christelike huis, ons was kerk toe gewees. Die snaakse ding is, ons het nie eens 'n Bybel in ons huis gehad nie. Ons het nooit gebid, die kinders het gebid by die tafel wanneer ons kos eet, dis die enigste gebed wat in die huis plaasgevind het. Ek sal sê, it was a religion, it was religious activities, maar hoe kan ek sê, die waarheid is, there wasn't any Christianity in our house whatsoever. Daar was nie 'n Christelike voorbeeld van my ouers af nie. Een ding wel, my pa het altyd vir ons gesê, jy moet nooit skei nie, die Here is baie erg oor die huwelik, en jy moet nooit, you must never part ways, en dis wat hy vasgeglo het, en tot vandag toe is hy nog aan my ma getroud, en maar ja, dit het baie verwarring veroorsaak vir ons as kinders, en baie vir my, en as ek kyk nou na my broer en my suster en my jonger broer, hulle dien nie eintlik die Here nie. My suster, haar weergawe van die Here dien is ook 'n baie religious manier. My oudste broer is heeltemal van die pad af. Hy het besluit hy gaan 'n ander God aanbid. Dit het nou letterlik 'n paar jaar terug gebeur. Hy is deur baie seer in sy lewe, en sy enigste ding is, Christene kyk nie na hom nie, hulle worry nie oor hom nie, so hy gaan nou 'n ander God aanbid. En my jongste broer, ons het dis nou al seker 7 jaar wat ons nie praat nie. En dit is die oorsaak van 'n huis wat nie reg bestee word nie, 'n huis waar die formule uit is, waar die hoof van die huis, die regte hoof van die huis nie die hoof is nie, maar dat die vrou oorvat in daai posisie. Ou kan nie verwag die seën van die Here op so 'n huis nie. Ou kan nie verwag dat so 'n huis gaan reg hardloop nie, want dis nie hoe die Here dit wou gehad het nie. En jy het al met my gedeel op 'n ander tyd dat jy verskriklik geslaan was in die huis, en dat jou suster ook uit die huis uit gevat was as gevolg van die omstandighede. Gee my 'n bietjie agtergrond daaroor. Ja, Niels, weet jy, ek wil amper sê, ek is dankbaar vir wat gebeur het, in die sin dat my suster uitgehaal is uit die huis uit. Ons was so 'n jaar uit mekaar uit op skool gewees. Ek dink ek was in daai tyd was dit sub A, sub B, graad 1, 2, 3 en 4 gewees. Ek was graad 4 gewees. Sy was graad 3 gewees. So sy was omtrent so 10 jaar oud gewees. Daai jaar wat sy 11 geword het, ek was 11 jaar oud gewees. En ons is toe albei in die klas, en ons moet na huis toe loop na skool. En die onderwyseres sê vir my, ek moet alleen huis toe loop, my suster kom nie nou dadelik huis toe nie. Ek loop toe huis toe, en ons wag toe, en ek ervaar net maar iets is verkeerd by die huis. En sou ek dan uitvind, my suster kom nie weer huis toe nie, en sy is toe in pleegsorg gesit, en wat gebeur het is, die onderwyseres het opgetel, my suster word baie geslaan en abuse deur my ma, deur hoe hulle die vrae af haar gevra het, en hulle toe besluit, hulle haal haar uit ons huis uit. En ja, sy is toe uit die huis uit, pleegsorg gesit, foster care,
vir haar, die res van haar graad 4, graad 5 jaar, en nou toe sy na hoërskool toe moes gaan, toe kom sy weer huis toe. Die social workers het vir haar gesê, okay, jy moet maar huis toe gaan, dan moet versoening plaasvind. Toe vir my ma die geleentheid gegee weer om te sien of, dis wat hulle doen, hulle sit 'n kind weer terug, hulle hoop dat rehabilitasie plaasgevind het, en sy is toe weer terug in die huis in, en onmiddellik terug in die huis in het my ma vir haar koshuis toe gestuur. Sy is toe 'n jaar koshuis toe, sy het so af en toe op 'n naweek huis toe gekom in die vakansietyd, maar sy is toe nou weer weggestuur. En graad 7 toe sê my mam, ons gaan maar dieselfde skool toe. Ons is die eerste kwartaal in dieselfde skool, en net so na die eerste kwartaal, binne die tweede kwartaal, sê my ma vir ons, ons moet alleen skool toe gaan, my suster gaan die dag by die huis wees. Ons het nou geweet, my suster het nuwe skoolskoene nodig gehad, en die skool het vir baie lang tyd gekla daaroor, en toe tog ons wel, my ma gaan vir haar skoolskoene koop. Ons kom toe by die huis aan, en ons sien nou nie vir my suster nie, ons dog, okay, wel, sy is uit, sy kom weer terug. Volgende dag is sy nog steeds nie by die huis nie, weke het verby gegaan, en ons het nou nie geweet waar my suster is. Niks is vir ons gesê nie, totdat ek eendag 'n brief gekry het, deur 'n vriendin van haar, en daai brief is letterlik vir my gesê, nee, sy is hof toe, en die hof het toe besluit, sy kan nie meer by my ma bly nie, sy moet na 'n reformeringsskool, 'n reformatory school toe gaan, en sy is toe daarna toe gestuur, en van daar af het sy vir my briewe geskryf, hoe dit met haar lewe gaan. Af en toe kon sy uitkom, en hulle het vir haar na 'n vriendin sy huis toe laat gaan, iemand wat sy naby aan was, waar sy kon, jy weet, op 'n naweek uitkom of 'n vakansietyd. Ek het toe vir haar daar gesien, en sy het toe vir my verduidelik dat die hof besluit het, my ma se rehabilitasie het nie reg uitgeloop nie, en sy kan nie terug in die huis aankom nie. En dit was dit met my suster, sy was weg gewees, en in die tussentyd, omdat sy nie daar was nie, het my ma frustrasies toe weer op my uitgeneem. My oudste broer was te oud gewees, hy het hom al 'n paar keer uit die huis uit gegooi, en hy is toe weer terug in die huis in, en my jonger broer is toe die hele tyd toe nog steeds die wit skapie, hy kan niks verkeerd doen nie, en ja, dit was ons lewe gewees, dit wat die res van my lewe gewees het, totdat ek ouer was en uit die huis uit kon uitgaan. Is jou ouers gered? Nou, ja. Niels, weer eens, hulle gaan kerk toe, of ek dink nou al is dit nie meer kerk nie, dis nou, hulle sê hulle het bure wat agter hulle bly, wat in die oggende, op 'n Sondagoggend, kyk hulle daai online kerke, en dan gaan hulle daarna toe na hulle toe, en hulle kyk 'n online kerk. Gered, weet jy, ek is nie iemand wat wil oordeel nie, maar ons tel in mekaar se gees op, en mekaar se, kyk die Bybel sê, jy sal by jou vrug geken word, hier jou vrug, daar's geen berou, daar's geen erkenning nie. Eintlik het my ma een keer vir ons gesê, we have selective memories, ons selekteer dinge wat ons wil, dat ons goed voel. Sy het nooit erken dat sy iets verkeerd gedoen het nie, sy het nog altyd vir ons gesê, dit was nie sy, dit was ons pa gewees, sy was altyd lief vir ons gewees. Dis 'n baie twisted mentaliteit. Ek ervaar tot vandag toe, my ma speel 'n baie victim kaart, maar dis alles deel van die Jezebel gees. Hulle is nooit verkeerd nie, arme hulle het niks verkeerd gedoen, hulle bedoelings was heeltemal anders gewees, en my ma het nog steeds daai, en sy is nog steeds in beheer by die huis. My pa weet nie so om 'n selfoon te gebruik, hy weet nie om die internet te gebruik, hy het nie enige manier om sy bankkaart te gebruik, en my ma beheer totaal en alles. My pa is eintlik op die plek nou, dis so ver die gees jou vat, die Jezebel gees, dat hy heeltemal en totaal afhanklik van my ma is. As hy nie my ma het nie, sal hy dit nie kan maak, hy sal iewers in 'n huis moet ingaan. Dis so veel beheer my ma oor sy lewe het, ja. So julle verhouding nie verander nie, is nog Weet jy steeds Niels, dieselfde. ek het besluit, toe ek die Here aangeneem het, en ek is dankbaar vir my vrou ook, sy het ook 'n besluit gemaak, sy gaan vir my ma respekteer, wat ek glad nie van haar verwag het nie, glad nie. Ek het verwag, want ek ken my ma
sal baie maklik vir jou 'n comment gooi en ons weet wat sy sê om jou sleg te laat lyk of sleg te laat voel. Maar Sanet, my vrou het net van die begin af gesê, sy gaan my ma respekteer vir my onthaalwe, en sy weet ek het dit glad nie verwag nie, maar sy was jonk geweest, sy was 22 toe ons getrou het, en sy het al van so jong af besef, maar dis die een ding wat sy gaan doen, sy gaan vir family en om die verhouding te behou, tussen my en haar en tussen ons en my ouers, het sy besluit, sy gaan my ma respekteer, al is my ma so die verhouding tussen my en my ma, omdat die Here my lewe gered het en my verander het ek besluit, ek gaan my ma heeltemal vergewe. En as ek sê vergewe, ons moet altyd een ding besef, jy kan nie net vergewe en nie vryspreek nie. Albei gaan saam. En ek het besluit in my lewe, ek gaan my ma vergewe en ek gaan haar vryspreek, soos wat die Here vir my en vir jou doen. Een vir ouers wat bietjie rol was op hulle kinders, en wel 'n verhouding met hulle kinders wil herstel. Jy was nou aan die ander kant gewees, waar sou jy sê 'n ouer moet begin om die verhouding reg te Kyk, maak? vir my, baie belangrik. Die Bybel sê die Here het vir ons 'n gees van versoening gegee. Ek sal sê ons moet wil, omdat die Here dit vir ons gegee het. Ons sal dit as ouers, as dit nou daai verhouding is, jy moet wil versoening hê eerste. Dis nie net van, ek gaan maar doen omdat dit moet eerlik en opreg wees. Ek wil versoen. Daar moet ook vir my sien ek genesing as iemand net kan besef, hulle was verkeerd. Hulle was die oorsaak en hulle is jammer. Net daai berou kan toon. As daar klaar, ek glo, dit bou al klaar die brug, dat daar weer 'n verhouding kan wees. As jy ouer is en jy weet en jy besef, erken dit. Sê ek was verkeerd gewees. En erken wat jy verkeerd gedoen het. Ons kan vaagweg sê ek erken ek was verkeerd. Dit spreek nie die pyn aan nie. Dit bring nie die herstel nie. Erken ek was verkeerd. Ek was die ouer gewees. Ek was die volwasse gewees. Ek het ons verhouding verkeerd hanteer. Ek het jou verkeerd hanteer. En daar moet regte berou wees. Ek is jammer. Ek vra jou vergifnis. Ek glo as 'n ouer so begin, tot die besef kom, en ek sal ook verder gaan om te sê, jy gaan jouself moet vergewe. Jy kan nie vashou aan wat jy ook verkeerd gedoen het nie, dan glo ek, jy gaan die situasie verkeerd hanteer, die versoening. Ons moet onsself ook kan vergewe, en uit daai standpunt, ek is nou 'n kind van die Here, I'm also forgiven, I am now set free. Van daai standpunt af, kan jy dan weer die verhouding, die versoening, toelaat en initiate. Een met so agtergrond van woede en seer, moes iets ergens in jou lewe begin skeefloop het. Nou ek weet dit, maar ons maar net manier van praat. Waar dinge vir jou begin skeefloop? Niels, ek was altyd baie ernstig geweest. Ek onthou in my hoërskoolloopbaan het ek vriende ontmoet en ons was baie goeie vriende geweest. Ek was altyd iemand met 'n goeie beste vriend geweest. En ek het saam met hierdie vriend begin jeug toe gaan. Hy was in die Methodiste kerk geweest en hy het gesê hy gaan na jeug en ek het saam met hom begin jeug toe gaan. En so ek was op 'n plek geweest al waar ek al regtig waar in my hoërskoolloopbaan die Here gedien het. As ek 'n bietjie terug kan gaan, toe ek onthou my dag toe ek my lewe vir die Here gegee het. Dit was amazing geweest. Toe ons nog in Carletonville gebly het, ek was in die sonnaarskool geweest. Ek glo dis waar die Here my gevat het. Ek glo dit was my groot moment geweest. En dis hoekom deur alles wat ek deur was, het ek by die Here gebly in 'n sin, of ek het die Here se stem gehoor, of ek het ervaar die Here is nog steeds met my. Ek was 9 jaar oud, was 1989 geweest. Ek het in die sonnaarskool gesit en die onderwyseres vra toe, die vraag wat ons al baie al gehoor het, wie wil hulle hart, hulle lewe vir Jesus gee? En ek onthou, ek weet nie, maar ek was so ywerig geweest, ek het my hand in die lug opgesteek en ek was ernstig geweest.
En ek het gesê, ek het my hand opgesik, ek wil my lewe vir die Here gee. En ek onthou sy sê toe, ek kan haar glad nie onthou niks, ek onthou nie die oomblik. En ek onthou, sy sê toe, maak jou oë toe, en vra vir die Here Jesus om jou hart. En ek vra toe vir die Here, en ek onthou daai oomblik, dit was, ek besef dit vandag, omdat ek ouer is en ek ek gered is, ek ervaar toe iets verander binne my. There was a presence. En dis asof die ligte, daar was soos in my gedagte, in my oë, het alles helder geword, asof daar 'n helder lig was. En ek kon ervaar, iets het met my gebeur. En eers jare later het ek besef, daai was die dag, dat ek my lewe vir die Here gegee het, en dat hy my pa geword het, en dat ek 'n kind van die Here geword het. Maar fast forward, in die hoërskool toe nooi my vriend vir my jeug toe, en ek het die Here gedien. Ek onthou, ons het nog onsself laat doop by die pastoor se huis in sy swembad. So, dit was net daai, nie net gered nie, maar gedoop met die Heilige Gees. Wat 'n groot ding is, want dit is ons volgende stap. Jesus sê dit, ons moet onsself laat doop, maar nie net doop met die water, maar ook met die Gees en met die vuur. En ek onthou daai, ek besef later in my lewe, dat die Here, deur al daai, die Here my hele lewe vasgehou. En na skool het ek 'n bietjie rebels getrek. Ek het begin, ek het altyd gesê, ek sal nooit ooit drugs gebruik nie. Ek sal nooit ooit steroïdes gebruik nie. Ek sal nooit ooit dagga rook nie. En ek onthou my broer het 'n vriend gehad, en hy het saam met hierdie ou begin dagga rook, en ek het myself gesê, ek sal dit nooit doen nie. En ek onthou, die eerste keer toe ek dagga rook, dit was soos en jy weet, hulle sê, dagga is your entry drug, your entry into the drug world. Ek het begin dagga rook, ek het teen my beginsels gegaan. Ek ervaar ek begin rebels trek. Ek het 'n vriend gehad, Peppy, en hy het altyd by my broer kom kuier, maar hy het dagga gerook, en ek het besluit, ek gaan hom maar probeer. En ek onthou, ek was by die gym gewees, en iemand by die gym het my benader en gesê, luister, ek is 'n danser in nightclubs, wil jy nie dalk 'n danser wees nie? Ek het nou nie besef wat dit behels nie, en naderhand uitgevind, maar dis 'n ander tipe danser die. En ek besef toe, maar weet jy wat, hierdie is baie cool. Want ek weet, as ek nou 'n bietjie terug weer kan gaan, my hele lewe, omdat ek onseker was oor myself, en want dis hoe ons groot geword het, en dis wat die opbrengs aan my gedoen het, unsure, insecure, al daai goeters, het ek nou besef, maar weet jy, as ek hierdie werk doen, danser, en daar gaan meisies en vroumense daar wees, gaan ek hierdie meisies en hierdie vroumense kan impress, hulle gaan my like, en ek gaan soos kan ek sê in Engels sê, $1 million gaan ek so voel. En ek sê toe ja vir hierdie werk. Ek gaan nou hierdie werk begin doen, en ek gaan famous raak, of mense gaan my nou kan raak sien, veral vroumense, en as 'n vroumens vir my raak sien, dan gaan ek sommer goed voel. En dis wat gebeur het. Ek was toe ingetrek in die dans in, ek het dit vir 5 jaar gedoen. Dit was show business gewees, dit was, hoe kan ek sê in Engels sê, affirmation, mense het my herken, en dit was soos 'n hande klap, en het my siel het gevoed, I felt like a god, om vroumense. En ek onthou, na my eerste jaar het ek en Peppy begin nightclubs toe gaan, en hy het my voorgestel aan my eerste drug, dit was ecstasy gewees. En na daai eerste aand van drugs was dit die einde gewees. Ek het van daar af 'n dwelmverslaaf geraak. Ek het letterlik, as ek nou kan sê, in daai tyd, is die vroeë 2000s, het ek maklik daai tyd 20,000 'n maand verdien. En ek het 'n vriend Sean gehad wat ook 'n danser was, en ons het maklik in daai maand, eintlik in daai maand het ons geen geld oor gehad nie. Ons het al ons geld uitgedrink, uitgepaat. Ek kon nie my huur betaal by die huis meeste maande nie. Ek moes skarrel om weer geld te kry, net om my huur te betaal. Ek het maar geword. Ek het my goedes begin verkoop, net om geld bymekaar te kry vir my next fix, as ek uit geld uitgehardloop het. Ek het, so snaaks, ek het begin bid vir nog shows, dat ek meer geld kan maak, so ek nog drugs kan gebruik.
En hierdie het letterlik seker vir 4 jaar aangegaan. Ek was 4 jaar dwelmverslaaf, my geld alles uit, drugs, cocaine gewees, ecstasy, speed, crack, dagga en baie alkohol. Heeltemal van die pad af. Ek het heeltemal teruggeval. Ek onthou ek het 'n vriend of die ou wat saam met my gedans het, sy broer ontmoet. En sy broers van Joburg, hulle is van Joburg af, hulle was rowwe party ouens, fighters gewees. Ek het begin beklei. Ek het begin saam met hulle beklei, skoor gesoek met mense. Ons het begin baie rowwe dinge doen. Ons het begin mense seermaak. Ons het mense emosioneel en hulle verstand seer gemaak. Ons was regtig waar baie lelik gewees. En ek onthou een aand het ek huis toe gery. Ek het 'n bietjie van 'n disagreement gehad met die vriend van my se broer. Ek sê huis toe en ek weet hy het 'n gun gehad, maar dit was 'n illegal gun gewees. En ek onthou ek ry huis toe en al die pad huis toe koes ek vir elke kar wat verbykom, want ek is bang hy gaan my skiet. Dit was die vrese wat ek gehad het van my kinderlewe. Maar kan ek vir jou sê, elke keer wat ek myself bevind in daai plek van drugged up, het ek altyd 'n stem gehoor. Die stem van die Here wat vir my gesê het, een, kom terug. Hy het my heeltyd teruggeroep en teruggeroep en teruggeroep. Al was ek teruggevalle, omdat ek 9 jaar oud was, my lewe vir die Here gegee het hy my nooit gelos nie. Hy het my vasgehou, hy het nog met my gepraat. Was daar 'n spesifieke draaipunt, kan jy dit Weet onthou? jy, die draaipunt was, ek was met 'n meisie gewees. Dit was my girlfriend op die tyd gewees. En ons het 'n baie erg verhouding gehad. En ou kan verstaan, my voorbeeld van verhouding was glad nie goed gewees nie. Ons was so 2,5 jaar saam, ons het al opgebreek en weer by mekaar. En ek onthou sy het swanger geraak met my kind. En ons het nou toe beplan wat ons nou gaan doen, maar in die tyd is ek op drugs en sy het ook drugs gebruik en dit was net 'n stikkende erg verhouding gewees. En ek onthou die eendag bel sy vir my, sy sê nee, sy's kliniek toe en die kliniek gesê sy gaan die baba verloor. En ek besef toe, maar ek ken hierdie kliniek en dis 'n kliniek waar mense vir aborsies gaan. En ek sê toe vir okay. En 'n paar weke later bel sy vir my en sy sê vir my ek het iets verskriklik gedoen. Toe sê ek vir haar, ek weet wat jy gedoen het. Maar daai moment en sy het my gelos, daai moment waar ons opgebreek het en waar ek was in 'n emosionele plek van my lewe gewees, want jy kan verstaan, jy's op drugs, so emosies is all over, jy voel glad nie goed oor jouself nie. Het een van my vriende se vriende vir hom genooi kerk toe. En hy bel toe vir my, hy sê vir my, I've been invited to church, would you like to come along? Ek spring onmiddellik op hierdie kerk toe gaan ding en ek sê, yes, ek kom saam. Ons is toe op 'n Sondag aand deur kerk toe en dit was vir my die beste ding wat ooit gebeur het. Ek stap, en dis die kerk waar ek nog vandag is, ek stap in, almal is warm, hulle verwelkom jou, jy voel amper asof jy daar wil wees. En die week daarna toe vra ek my vriend, gaan jy weer kerk toe? Hy sê nee, ek sê toe vir ek gaan weer terug gaan. Ek gaan weer na die aanddiens toe. Ek het nog steeds dagga gerook. Ek het toe opgehou met drugs. En as ek daar sommer ietsie kan insit, ek het opgehou met drugs omdat ek hier ontmoet het. Ek het toe besef, ek het in my kombuis eendag gestaan en toe besef, ek staan met my Bybel oop, want ek het daai Bybel toe ek my lewe vir die Here gegee nog gehad, met die klein bladsytjie binne of die sticker wat sê 1989. Ek onthou ek het daai gekry die dag wat ek my lewe vir die Here gegee het. Ek maak hom oop en ek kan onthou 1 Korintiërs 13 praat oor die liefde. En ek maak hom oop en ek sien hierdie vers en in my gedagtes nog, ek wil nog my meisie terug hê en ek sê ek bid toe daar vir die Here. Ek sê Here, Lord, I've tried drugs, sex and rock and roll and it's done nothing for me. Look where I am. Help me, Lord. En ek bid toe sommer vir my meisie ook en ek sê Here, bring haar terug na my toe. Mag sy hierdie vers in hierdie Bybel vind, die vers oor liefde. En ek onthou, wel dit het nou nie gebeur nie, maar ek onthou gaan toe terug kerk toe.
En van daar af het dit net aangehou. Ek het aangehou terug gaan kerk toe. Al het ek die aand 'n show gehad en ek moes gaan dans. Ek het sommer eers kerk toe gegaan en in die kerkdiens sommer na die show toe gegaan. Dis hoe ernstig oor die kerk was gewees. En ek regtig waar myself begin in die kerk inlewe. So was jou verslawing oornag weg of was dit 'n proses? Niels, hulle praat van miracles. Dit was letterlik, ek het glad nie weer drugs gebruik nie. Ek het letterlik gesê, Here, ek is klaar. Daar was geen begeerte weer om dit te gebruik nie. Dit was letterlik asof die Here my net my verander. Hy het my gedagtes verander, my begeertes verander. Ek het glad nie weer drugs begin nie. Ek het nog dagga gerook, ja. En dis wat vir my so amazing maak. Dagga is 'n entry to, maar ek het glad nie dit begeer nie en ek het toe later dan opgehou met die dagga rook, maar my lewe het drasties verander toe ek by die kerk aankom. So kom ons praat 'n bietjie oor Sanet. Jy het jou vrou ontmoet terwyl jy nog in hierdie wêreld was van dans en Ek het ja, ek onthou, ek was nog jonk, sy was nog jonk. Sy's 3 jaar jonger as ek. En ek onthou ek het ontmoet toe ek het nog gedans. Ek was in 'n nightclub gewees. Sy was daar gewees en deur 'n vriend wat ons albei geken het ek haar ontmoet en vir my gesê, maar hoekom wil jy nie dalk met hierdie meisie uitgaan? En ek sê toe, maar sy was 17 en ek was 20 en ek sê nee, sy is nog te jonk vir my, sy is skoolouderdom. En ons het toe mekaar nou vir 5 jaar nou glad nie gesien nie. En toe op 'n tyd toe sê my vriend vir my, want hy het saam met my gedans, toe sê maar luister, hierdie meisie, sy was in Joburg, sy is nou weer terug, kom saam met my, ons gaan ietsie gou saam eet. En ek sien toe weer vir haar en ek besef toe maar ek like hierdie girl. En ons toe eendag het ek en hy 'n show gaan doen en toe het sy sommer saamgekom. En ek kyk toe vir haar en ek besef maar yes, ek like hierdie girl regtig baie. En my vriend het toe vir my gesê maar luister, sy was ook nie gered nie. Sy was nooit in die kerk gewees nie. Sy het in 'n klein dorpie groot geword en vir haar was kerk glad nie lekker nie. Sy pa was 'n alkoholist. Dit was 'n hele storie gewees, maar dis 'n storie van 'n ander dag. En toe kyk ek vir hierdie girl, ek besef maar ek like hierdie girl. Hy vra toe vir my, like ek vir haar, want hy weet sy like vir my. Ek sê toe ja. Toe sê moet hy vir ons bymekaar sit. Toe sê ek sal dit waardeer. Ons eerste date, want ek het vir die Here gesê, Here, die volgende vrou wat ek in my lewe wil hê, wil ek iemand hê wat U sal dien, want ek wil U dien met my hele hart. En ons eerste date, bel ek vir haar en ek sê vir haar, luister, sal jy saam met my kerk toe gaan? En sy sê toe vir my onmiddellik, ja, ek sal saam met jou gaan. Nou haar gedagte was, sy wil nie kerk toe gaan nie, sy wil met my uitgaan. Maar die Here is so amazing, toe sy by daai kerk aankom, dieselfde gevoel wat ek gehad het, daai welkom, warm, familie gevoel het sy gekry. En sy weet saam met my gegaan en weer saam met my gaan, tot waar ons op 'n plek gekom het en besef, maar ons wil nie meer met die wêreld betrokke wees nie. Ons wil die Here dien. Ons sit toe eendag in die kerk en ek onthou ons pastoor wat ons nou het sê, luister, is daar iets, daar's 'n skeidingsmuur, jy ervaar as 'n skeidingsmuur tussen ons en die Here, nie net ons nie, maar die gemeente, ons moet ons kop laat sak en ons moet vir die Here vra wat dit is. Ek sak toe my kop en ek ervaar die Heilige Gees sê vir my, julle bly saam, maar julle is nie getroud nie. En ek onthou daai aand sê ek vir, weet jy, die Here het met my gepraat en hy het my gesê, ons bly saam, ons is nie getroud nie. En sy het onmiddellik gedink, wel, nou moet sy maar uittrek en ek sê toe vir haar, ek dink ons moet trou. Ons was toe 6 maande saam gewees, ons ken eintlik nie vir mekaar nie. Ek het net my lewe verander met die Here, ek was baie aggressief gewees, ek het baie beklei en ek was daai tipe persoon gewees, maar in daai 6 maande het die Here my so verander, dat ek nie meer dit wou doen nie. Sy was nog in daai, ek wil beklei en sy was kwaai gewees. En ek is dankbaar aan die Here, want hy het my verander, want as ons albei so was, ons het nooit gemaak het nie. En 'n maand later, toe trou ons, ek het vir haar gevra om te trou, en ons trou toe, dis nou 7 maande wat ons mekaar ken. Dit was rof gewees, maar ons dien die Here, en die Here het ons heeltemal verander, en die Here gebruik ons om mense te help wat deur dinge gaan, en dis hoekom dit vir my so voorreg is om vandag hier met jou hieroor te gesels. En hoe het julle as twee gebroke mense dit uitgewerk? Het julle hulp gehad?
iemand saam deur die pad Weet gestap? jy Niels, en dis ook weer eens raad wat ek vir elke persoon sal gee, en ek gee dit baie vir die jong mense en vir enige kind van die Here, as jy 'n kind van die Here, as jy nou net jou lewe vir die Here gegee, of jy's lankal 'n kind van die Here. Paulus was Timoteus se geestelike pa gewees. Jesus was 'n geestelike pa vir sy 12 disippels gewees. En ek glo dis 'n beginsel wat die Here wil hê ons moet toepas. Dis in die woord van die Here. Dis wat hy vir ons geleer het. Ons het ons pastoor aangeneem as geestelike pa. Ons het hom toestemming gegee, om hom gevra, sal hy vir ons 'n pa wees, 'n vader wees. Want Sanet se vaderfiguur was iemand wat alkoholist was, wat ver weg was, wat rof was, wat wil net seermaak. Myne was 'n Ahab wat glad nie sy posisie ingeneem het en toegelaat het dat sy familie uitmekaar uitbreek. En ons het 'n vader nodig gehad, en my pastoor het gesê, ek sal vir jou 'n vader wees. En as ek jou vandag kan sê, en dis die raad wat ek vir elke persoon sal gee, as jy vrou is, kry vir jou 'n geestelike ma in jou lewe. Iemand wat ouer is, iemand wat lewenservaring het, iemand wat geestelik sterk in die Here is, dalk 'n ma van kinders, dalk 'n vrou en 'n man, alles, dat sy vir jou kan leer. En 'n man kry vir jou 'n vader wat 'n geestelike figuur is, iemand wat sterk is in die Here, wat lief is vir die Here, wat vir jou kan leer en vir jou rigting kan gee. Ek glo dis een van die grootste redes hoekom ek en my vrou is waar ons is vandag. In ons persoonlike lewe, in ons verhouding, hy's regtig 'n goeie beraader, 'n sterk beraader, lief vir mense, en versoening is vir hom seker een van die belangrikste dinge. Hy's 'n huweliksberaader, en hy's 'n pastoor, en hy's 'n vader, en ek glo as dit nie vir hom was nie, die Here hom in ons lewe gesit het, sou ons nooit gewees het waar ons vandag is nie. Ons gaan definitief nou 'n bietjie verder oor hom praat. En toe word jy 'n pa. Dit moes seker 'n moeilike ervaring gewees het. Jy het geen riglyn van hoe om 'n pa te wees nie. Jy kom uit 'n seer agtergrond uit. Wat was die moeilikste ding van pa wees? Weet jy Niels, ek dink, kyk, elke pa, Engelse woord is you're a novice. Elke ouer, met jou eerste kind is jy 'n novice. Jy weet niks nie. Jy dink jy weet. Jy lees boeke en die boek sê vir jou om die en daai te doen, maar elke kind en elke huishoud is heeltemal anders. Die ding is, 'n ou kom maar in, geestelik is jy dalk sterk, maar jou verwysing, soos wat jy nou gesê het, is heeltemal af. So, jy kan nie na jou pa toe gaan en jou pa vra vir hulp nie. Jy kan nie terugdink in jou gedagtes, hoe het my pa dit gedoen? So, pa wees in die begin was baie moeilik, maar ek is dankbaar aan die Here, want ek het nog altyd 'n begeerte gehad om kinders te hê. Ek wou nog altyd 'n pa gewees het. Al is dit 'n seun of 'n dogter, ek het nie omgegee nie. Daai begeerte vir familie en vir nabyheid, het die Here altyd vir my daai begeerte gegee. En ek onthou, al was ek nie, jy weet, hoe kan ek sê, die kennis gedra van pa wees, ek het die begeerte om 'n pa te wees, en die begeerte wat die Here vir my gegee het om dinge reg te doen, en my kinders groot te maak in die weë van die Here, het dit vir my baie makliker gemaak. Wat dit vir my moeilik gemaak was, ek het nie kan ek sê in Engels 'n reference point gehad nie. Ek het nie 'n pa gehad na wie ek kan teruggaan, maar weer eens kan ek vir jou sê, die Here het vir my dan, ek wil nie sê plaasvervanger gegee nie, maar 'n vaderfiguur in hierdie lewe, my pastoor gegee, en my pastoor en sy vrou het baie in ons lewe ingesaai, met familie en met kinders grootmaak, en ons het hier en daar raad gevat, maar jy weet, geestelike, 'n koninkryk, 'n Bybelse raad gevat om kinders groot te maak. Ons het baie na Dr. James Dobson geluister, en al daai mense, daai boeke gelees, en ons het so daai raad gevolg, en daar het ons foute gemaak, Hengse baie foute gemaak, en op ons tweede seun het ons van daai foute nou nie gedoen nie, maar ons het weer nuus gemaak, en die volgende ene beter gedoen, maar 'n bietjie meer te relax geraak, maar dis hoe dit gegaan het, maar ek is dankbaar, want al het ons nie 'n reference point gehad nie, en wat dit vir ons baie moeilik gemaak het, die Here vir ons iemand anders gestuur, en intussen tyd kan ek ook sê, ons het die Heilige Gees. Ons het die Heilige Gees wat vir ons rigting en leiding gegee het. Ons het baie keer, het ons dit reg gekry, nie baie nie, maar ons het reg gekry om 'n wag voor ons mond te sit, soos wat die Bybel sê ons moet doen, want die Heilige Gees het vir ons leiding gegee om dit so te doen. Wat se raad gee jy vir jou seuns om
hopelik te verhoed dat hulle dieselfde pad stap. Weet jy Niels, ek het al met my oudste gesit en in die kar gesit. Ek onthou 2 of 3 keer wat ek dit al gedoen het. En ek sê vir hom, hy is Engels, ek maak hulle Engels groot. Ek sê vir hom, ja Ron, I said, you see me in your mother's life. Ek sê vir hom, you know our past. We didn't grow up like you in a safe house where there's love and affirmation. So you've got 2 rough parents who are still trying to figure out life, still trying to shake off their past. And we get so many things wrong. But understand this, you're growing in a house where we love you and where we want to show you that there's forgiveness. En ek sê al vir hom gesê, God forgives us, God helps us. I hope that you yourself will see our example and see where we come from and see what God has done for us. And you will allow that to dictate where you're going to go, your relationship with Christ. Not the wrongs that we do, but that we're getting right. And my hope is, ek het al baie vir hom gesê, my hope is that you will serve God. That's my prayer for you. En ek vra hom baie keer vra, are you still reading your Bible? Are you praying? En ek sal baie keer daai moments vat om met hom te gesels oor die Here, oor die woord en wat reg en wat verkeerd is. So verhouding neem ek aan is maar die beste Niels, ding, ek sal sê, vind uit, en ek het dit met hom so gedoen, vind uit wat jou kind wil doen. Hy het toe begin, en pas vir my so goed, want dis wat ek ook like, hy wou ook begin gym toe gaan, en na sy liggaam kyk, hy dryf my eintlik mal vandag, hy is in elke speel, hy kyk net hierdie influencers met bodybuilding, hy wil nou bodybuilding doen en alles, en ek is baie, dis vir my wonderlik, maar ek het uitgevind wat hy like, en ek het begin saam met hom doen. En so wat ons saam doen, begin hy vir my vrae vra, en hy soek guidance. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wat 'n pa moet doen nie? Is dit nie wat 'n leier van 'n huis moet doen nie? Jy moet vir jou familie guidance gee, jy moet vir hulle rigting gee, en hy het begin vir my te vra, wat moet ek hier doen, pa? Wat moet ek daar doen? What must I do here? What should I do there? En hy het my begin dophou, vra, homself die goed begin soek, so daai verhouding het onmiddellik begin. So ek beveel aan, vind iets uit wat jou kind like, en gaan doen dit saam met hom. Gee hom die geleentheid deur dit om dan vrae te vra en gee vir hom, give him attention, wees met hom en show interest in what he's interested in. En prys die Here, vandag is jy in die bediening, jy en jou vrou Sanet. Wanneer dit gebeur? Weet jy, ek gaan soms so begin. Dis baie belangrik. Dis hoekom ek weer gepraat het oor geestelike paas en geestelike maas in jou lewe. Ek het met ywer die Here weer begin dien. Dit was vir my 'n redding, soos David sê, he pulled me out of the miry clay, out of the pit and put my feet upon the rock, and he put a new song in my heart. Dit was letterlik so iets gewees. Ek het besef, die Here het my uit die put uitgehaal. Ek moes dood gewees het. Ek moes niemand gewees het. Ek verdien niks nie. Ek het my rug op die Here gedraai, al het hy vir my hoeveel keer gewys hy's lief vir my en gesê hy's lief vir my. Ek het geweet wat die weg was en ek het afgedwaal van die weg, maar hier kom die Here en hy haal my uit. So ek het die Here met ywer begin dien. En ek het hom begeer en hom gesoek en ek het honger geraak vir sy woord en ek het sy woord begin lees en ek was nog altyd 'n jong persoon binne gewees. So ek het jong mense gelike en my pastoor het vir my gesê, eendag het hy vir my sê, luister, ons jeugleier gaan nou afstaan, wil ek nie die jeug oorneem by die kerk. En dit was vir my so exciting want ek wil dit doen. Ek was ywerig gewees. En daardeur, omdat ek 'n geestelike pa in my lewe gesien het, hy hom raak gesien. Hy het gesê, ek sien jou in die voltydsbediening. He called it. He called my calling. En ek het al klaar in my gees het ek besef, maar ek kan ervaar, die Here soek meer, ek is vir meer as net dit, I'm called for something greater, and he identified with my spirit, deur die Here, that you've been called for the full-time ministry. Kon jy nog altyd voor mense praat, want jy het 'n fantastiese preekbediening, of het jy net wakker geword een oggend en jy was gesalf? Niels, weet jy, en dis waar die vyand dinge so reg kry, en mense besef dit nie. Weet jy, ek was baie skaam op skool gewees, omdat ek so groot geword het. Jy weet, ek was baie onseker oor myself, so vir my om 'n mondeling te doen in die klas was sweet, aftap, oor my woorde val, onseker, skaam, aan die kant toe, kyk, dit was regtig waar
Engels sê hulle torture gewees. Ek kon nie, ek was skaam, ek het nie weet wat om te sê nie, en as ek 'n meisie sien, dan is ek skaam, en ek het letterlik weggekwel van dit af. So nee, ek was nooit 'n spreker gewees nie, ek kon dit nooit doen nie. Dit het gekom, ek wil amper sê, worldly confidence came toe ek begin dans het, want ek kon voor mense dans, ek kon voor mense begin jy weet, dinge doen, die girls het my begin like, so dit vir my meer confidence gegee, maar om voor mense te praat en 'n woord en preek, glad nie. Ek kon dit glad nie doen. Ek could do it in the moment, ek kon dit glad nie doen nie. Maar toe die Heilige Gees my lewe verander, toe die Here my lewe verander het ek is baie bly waar die Here my ingesit het. Hy het my by die jeug ingesit. Ek het begin met jong mense praat en deel en ek het hierdie opgewondenheid en hierdie begeerte binne my gehad vir die koninkryk van die Here, en dis daar waar ek kon begin praat. En ek dink baie aan Moses. Moses, hy kon nie praat nie. Die Engels sê, hy stuttered. Hy weet, Aaron het baie keer vir hom gepraat, want hy kon nie praat nie. En ek dink baie keer, dis waar ek was, ek kon nie woorde uitkry nie, maar toe die Here my red, toe die Heilige Gees oorvat in my lewe, het hy vir my begin praat. I was a mouthpiece. I am still today a mouthpiece for God. En ek kan vandag vir julle sê, as ek preek, baie keer is ek verstom. As ek vir myself sê, maar waar kry ek dit? Dis die Heilige Gees, dis God. Hy gee vir ons die vermoë. He equips the called, sê die woord. Hy gee vir ons die toerusting. Hy gee vir ons die vermoë. Sonder hom kan ons niks sê. Daar's geen waardevolle ding wat ons kan doen sonder die Here in ons lewe. Een dans jy nog as niemand kyk nie. Niels, jy moet my vrou en my kinders lag seker baie vir my, maar hulle het so groot geword. I've never stopped dancing. If I hear a beat, is baie keer sien ek, as ek 'n movie watch en ek het my oorfone aan, en die movie is klaar, en speel hulle 'n liedjie, dan kom my beat deur, en dan is ek in die speel, en ek's net besig om te dans en moves uit te werk. Ek love it. I love it. It makes me feel so good. Maar jy sing ook. Jy is in die worship groep ook. Ek sal nou nie sê ek is die beste sanger nie, maar dis ook een ding. Ek love worship. Ek weet, Joyce Meyer het een keer gesê, elke persoon het hulle ding wat hulle connect aan die Here. Dis daai eerste ding wat jy doen, wat jou daai connection met die Here gee. My eerste ding wat my 'n connection aan die Here gee, vir party mense is dit om die Bybel te lees, en ek love die woord. Ek love die woord. I love digging deep into the word. Vir ander mense is dit gebed. Mense hulle kan net begin bid, en is like hulle is in die teenwoordigheid van die Here. Vir my is dit worship. As ek 'n worship liedjie hoor, en ek dink ons omdat ek gedans het in die nightclubs was, musiek doen iets in my. En ek glo dit is wat musiek veronderstel is om te doen. Maar worship vir my, it draws me to God. So as ek sing, dan sing ek sal nie seker die beste stem nie, maar ek love it om te sing. Sing en dans is vir my so lekker. Nou kom ons kom terug na jou pastoor, toe jy het vroeër oor hom gepraat, wat 'n leier hy is, wat sy harte het. Wat is sy naam? Hy is pastoor Peer Hofman. Hy ons is by die PPK Christ Life Kerk in Kraaifontein. Ja, as ek kan vir jou sê, 'n koninkryks mens. Hy's 'n persoon wat daar vir mense is. Hy love mense, en ek het al saam met hom beradingssessies gesit om te leer, en hy sal nie ophou met iemand totdat hy weet hulle is reg om te gaan. Hy is old school. Hy sal daar's tye wat ons 3-4 ure gesit het, en hy sal seker maak as hy klaar is met daai sessie, dat jy goed en reg voel. Hy's daai tipe persoon. Hy sit alles in vir mense. Hy wil help waar hy kan help. Hy's 'n beraader. Dis wat hy elke dag doen. Hy het afsprake en hy beraad mense, en hy doen dit nie vir geld nie. Dis wat hy sy lewe mee volmaak. As mense hulp nodig het, hulle maak 'n afspraak en hy sien hulle, al is dit huwelik, persoonlik, al is dit iets van die verlede, waar ook al ons sal, dis wat hy vir 'n lewe doen. Hy is daar om mense te help. So sê net gou weer vir my, waar is julle kerk en hoe laat is Ons julle is in dienste? Kraaifontein. Ons is in Belmont Park, dis die hoek van Agste Laan, 143 Agste Laan en Markstraat op die hoek. Ons dienste is op 'n Sondagoggend 9:30 en dan in die aand 6:00 het ons ook 'n diens. Ja. En waantoe van hier af vir jou? Weet jy Niels, I don't
I don't want to get ahead of myself, maar ek weet iewers in die volgende seisoen is my pastoor het hy gevoel dat die tyd is klaar, hulle gaan aftree en dan gaan ek en my vroukie daar oorneem by hulle, wat ook vir my 'n groot voorreg is. Ek is dankbaar dat jy nou daai vraag vra, want jy weet ons is nou 21 jaar in die kerk en vir die hele tyd het hy toegelaat dat ons verhouding kan bou met die gemeente, met die mense daarso. En dis vir my groot voorreg en eer wanneer dit gaan gebeur dat ek so in die bediening kan inloop. Ja, prys die Here. So 'n paar vinnige kort vrae. Hou dit maar so kort wat jy kan. Hier gaan ons. Wat is jou gunsteling Bybelstorie? Yes, Niels, dis maar jy het my nou vasgevra daarso. Ek sal sê een van hulle is Jesus Christus wat gedoop is as ek so daai kan gebruik in die Jordaan rivier. Wat my ook vang is as ek dink aan daai movie waar Jesus gekruisig is wat Mel Gibson gemaak het, Passion of the Christ, ja. Daai oomblik waar op die kruis is, as ek aan die woord kan dink, en dan die ander ene, as ek so kan, jy vra vir een, ek gee vir jou 3, die nagmaal, die tyd voordat hy gekruisig is, ja. Jou gunsteling gelykenis? My gunsteling parable, hoe kan ek sê, well done my good and faithful servant. Dit is vir my beautiful om te dink, ons meester het vir ons gawes en goed gegee op hierdie aarde, en hy gaan eendag terugkom en vir ons vra, jy weet, wat het jy mee gedoen wat ek jou gegee het, en ek hoop en bid dat ek gedoen het wat die Here wou gehad het met dit, en hy vir my gaan sê, well done my good and faithful servant. Jou gunsteling wonderwerk? Al die genesings wat Jesus gedoen het, en dan Lazarus wat Jesus opgewek het, want dit gee vir my so 'n excitement, wat ek het al gesien en ervaar, hoe die Here mense genees, nog nie 'n opwek gesien nie, ek het nie gesien hoe iemand uit die dood uit, maar dalk iewers in my lewe gaan ek dit of doen met my, of iemand sien wat opgewek word, ja. Het jy 'n gunsteling storie in die Ou Testament? Sure. Moses parting the Red Sea, manna falling from heaven, is miracles, Goliath en David, Samson, weet, ou kan nie as jou vinger op ene sit nie. 'n Karakter waarmee jy assosieer? Dis my gunsteling. Ek sal sê my gunsteling karakter en wat vir my motiveer is Paulus. 'n Koninkryksman, dis wat was my begeerte. My hart is die koninkryk van die Here, is dat mense tot bekering sal kom. En as ek kan identifiseer, sal ek sê Paulus staan vir my uit, 'n man wat sy lewe vir die Here gegee, alles vir die koninkryk van die Here. Enige persoon wat jy sou graag wil nooi vir ete behalwe Jesus? Ek sal sê Paulus. As jy moet kies, sou jy bekend of ryk wou wees? Ek het net 2 opsies. Dis 'n moeilike een, Niels, want albei is vir my amper verkeerd. As ek sou jammer, ek gaan jou vraag met iets anders beantwoord. As ek sê bekend, sal ek bekend wil wees met die dinge van die Here. As ek sou sê ryk, sal ek wil ryk wees om vir die koninkryk te saai. Maar so sê dit baie wysheid. Voor iemand bel, beplan jy jou gesprekke of hoe jy? Ek is ongelukkig nie iemand wat beplan nie, as ek kom by daai tipe ding. I react immediately. Seker een van my weaknesses. Ek sal in the moment, on the occasion, I will wing it, I will make it, jy weet, as ek preek, berei ek voor, 100%. Ek sal nie na voorstaan, al vat die Heilige Gees oor en hy vat dit iewers anders. Maar as dit kom by bel, ek sal weet hoekom ek bel, but I don't plan what I'm going to say. As dit kom by sal jy ietsie sê oor iemand, ek beplan dit glad nie. Ek praat uit die hart uit wat by my gedagte aankom. En hoe lyk die perfekste dag in jou lewe? As ek my dag met die Here begin, if I experience His presence, I don't want to sound too holy because we shouldn't sound too holy, but my perfect day is when my day starts with God and I've connected with Him. And then if it continues where I see salvation, I'm able to, om met mense te deel en te sien dat ek iemand kan help en dat hulle lewe kan verander. En my perfekte dag lyk ook waar ek kan fellowship om die woord van die Here en met mense kan deel en hulle saam met my kan gesels oor die woord van die Here. En
perfekte dag sal wees waar ek in die kerk kan wees, saam met mense kan worship en waar my familie saam met my die Here so kan dien en deel kan wees daarvan. Wat is die grootste kompliment wat jy al gekry het? Yes, dis 'n moeilike ene want ek is nie baie goed met komplimente nie. So ek onthou hulle nooit nie. Maar as ek sou sê vir my 'n nice kompliment al gekry het al wat vir my 'n kompliment is as hulle vir my sal sê, "Wow, jy het goed gepreek." En as daai kompliment van my pastoor of van my pastoorsvrou sal kom, dan is dit vir my 'n kompliment. En wat is die grootste mylpaal in jou lewe? Wat ek al bereik het. Ja. As ek oor familie sal praat, sal ek sê I was able to raise them in the ways of the Lord. En my seun, my oudste dien die Here, nie liberally en outwardly, maar hy dien die Here, hy het die Here aangeneem. Dis vir my 'n groot mylpaal en dan in die bediening waar ek myself nou bevind, as pastoor en op pad om 'n pastoor van 'n gemeente te wees. Jou kosbaarste herinnering In my hele lewe. jou hele lewe. Ja, ek het nou vir jou gesê, ek dink vir my seker the most precious is toe ek 9 jaar oud was en my lewe vir die Here gegee. Besides all the things that have gone wrong in my life, en die moeilikheid en die abuse van my ma en die hartseer van die opbreek van die familie en al daai goeters. The moment I gave my life to Jesus Christ is probably my most precious, because I know that's what has brought me to where I am today. Wat is jou superpower? My hoop in die Here, as ek dit so kan stel. En ek sê dit omdat die lewe is so moeilik en daar's soveel dinge aan die gang en there's so many disappointments and regrets and uncertainties and insecurities en die wêreld is so evil en dinge gebeur maar my superpower is ek hoop in die Here en my hoop laat my toe om aan te gaan en daar's altyd 'n môre en dinge gaan altyd beter gaan en daar's altyd 'n toekoms en as dinge nie uitwerk is daar die ewige lewe. Dis jou laaste dag op hierdie planeet. Elke liewe persoon luister. Wat het jy te sê? Choose Jesus. Get salvation. Get saved. Do it now. Find eternal life. Don't leave this earth before you found Jesus, because there is a heaven and there's a hell, and He doesn't want you in hell. He wants you with Him for all eternity. Accept Jesus as your Lord and Savior. Ek hoop ons gaan nog baie gesels. En ek gaan jou definitief gebruik as ons dieper gaan in die woord. So ek weet op elke onderwerp wat jy dan geraak het, is daar nog 'n dieper storie en 'n dieper storie. Maar ek wil vir jou baie, baie dankie sê. Dit is my so eer dat jy die eerste ou is om te kom gesels met die opening van hierdie podcast. En ek bid dat die Here dit sal seën en jou sal sien in jou bediening. Jou vrou en jou kinders. Jy is vir my baie kosbaar en 'n groot voorbeeld. Ek hou jou al jare dop by die werk en jy bly altyd konstant. In die sulke situasies wat ek net dink, hoe op aarde bly jy so kalm. Maar jy staan vir my uit as 'n leier en ek het baie respek en tyd vir jou. Baie, baie dankie vir die saamkuier vandag. Dit is vir my 'n voorreg. Ek sien uit na ons volgende kuier en ek hoop julle skakel in. Tot dan, bly onder die bloed en bly in die liefde van Jesus en totsiens.